Weer verander die toneel, 'n helder glans verskyn. Ek sien die heilige stad daar, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duisterheid verdwyn. En almal kan na binne gaan, geen een sal
Broeders en susters, daar word baie anekdotes of uitdrukkings aan Martin Luther toegedig. Sommige dink ek is waar, ander moet jy maar gaan soek, hoe waar is dit? Maar van die anekdotes is dat Luther het gesê, want die Here het ons twee wonderlike gawes gekry. Een is die woord van God, en die tweede is die musiek. En as 'n mens nou so luister na Pieter en Abraham en die kwintet, ek weet nie hoe jy dit ervaar nie, maar 'n mens se siel het ook note wat jy kan druk. Trouwens, as 'n mens in 'n kerk is, of in 'n kathedraal, het hulle nou al bepaal dat 'n mens se gees, die manier hoe jy dink verander, jou breingolwe verander. Jy kry te doen met die geestelike, met dit wat bo die mens uitgaan. En ek hoop die oomblik wat ons vandag het om na die lied te luister en die hervorming te waardeer, dat dit van daardie oomblikke gaan wees wat ook vir u siel en u menswees iets beteken. En baie dankie dat u dit met ons kom deel. Vandag is van die laaste geleenthede wat ons van die groot bakens in die hervormde kerk of die protestantse kerk gedenk. En een daarvan is die liedboek wat Luther nou 5 eeue gelede saamgestel het, of die 8 liederboek. 1524 gee hy die 8 lieder uit. Is net 7 jaar nadat Luther sy 95 stellings teen die Wittenbergse kerk gekap het. Die tweede hoogtepunt wat ons kan vier is dat ons in Afrikaans kan sing en aanbid. Vanoggend vir die gemeente gesê, tydens die in gebruikneem van die 1933 Afrikaanse Bybel, het een van die Bybelvertalers opgemerk, God buig ook in Afrikaans na ons toe neer. Ons kan ook van God se groot dade in ons eie moedertaal hoor. Die hervorming kan op verskillende maniere beskryf word. Ek dink een van die maniere is dalk om aan die hand van Handelinge die Pinkstergebeure te sê, hoe hoor elkeen in sy moedertaal die groot dinge wat God gedoen het? Was die hervorming eie aan die hervorming se aard dat jy die evangelie moes hoor. Dit moes nie 'n onbekende boek moes dit nie wees nie. Dit moes 'n boek wees, 'n woord wat elkeen in die huis, in die gesin, waar jy ook al is, kon hoor. En daarom het Luther nie net die Bybel vertaal in die volkstaal nie, in die algemene omgangstaal nie, maar ook die evangelie is gesing. Trouwens, iemand het dit so opgemerk, hy sê, die vertaling van die Bybel uit Grieks na die volkstaal is God wat met die mens praat. Maar dan antwoord die mens God, wanneer ons tot hom sing in ons eie taal. Na die Bybel in Afrikaans vertaal is in 1933, volg die Afrikaanse Psalms in 1937, en in 1944 kry ons die volledige Psalm en gesangeboek in ons hande. Baie keer wonder ek of ons nog 'n singende volk is. Hoeveel van ons vat nog die liedere? Hoeveel moeders sing nog vir hulle kinders van die liedere? Hoeveel gesinne kom nog by mekaar? En dan hoor jy pa se dreungstem of ouma se rasperstemmetjie. Hulle sing van God en hulle sing saam. En ons hoop, broeders en susters, geliefdes en ons gaste, dat die waardering van hierdie dag en hierdie oomblikke by u vrae sal laat ontlok. Sing ek nog? Sing ek nog van God se groot dade? Maar dit bring ons by 'n tweede doel vandag, en ons wil graag vir advokaat Jaco Botma hier verwelkom. Hy is die hoofuitvoerende beampte van ons tuismonumente te huise. Dominee Frikkie van Wyk sit daar agter. Dominee Frikkie is die voorsitter van ons direksie. Ek sien Dominee Arie Kuiper is ook hier, mense wat betrokke is by ons tuismonumente te huise. En ons het gedink, behalwe dat ons die liedboek waardeer, moet ons ook saam sing. En ons sing saam met die kerk van alle eeue, en dis geslagte wat saam sing. Die een geslag dra die lied oor na die volgende geslag. En daarom wil ons vir u vra, u wat hier is, u sal sien hier op die tafeltjie voor en by die ingang, is daar so 'n brosjieretjie, wat nie net vir ons kennis gee nie, hulle sê mos wat bekend is, maak ook bemind kennis van ons liedere, maar hier agterop sal u sien is so QR-kode,
En ons wil vra dat u nie net 1 neem nie, maar 10. Ons wil vir u vra om eintlik by ons in te haak. Die skouer op ons hande te kom sit of by ons in te haak en van hierdie te neem daar waar u werk of daar waar u leef en dit uit te deel. En vir mense bewus te maak nie net van wat kan ons doen en sing nie, maar ook wat is ons verantwoordelikheid en verpligtinge en ons roeping teenoor ons bejaarde mense. As jy die QR-kode inskandeer is daar, kan jy 'n donasie maak of jy kan dit aan bejaardesorg maak wat ons bejaarde mense en ons bejaarde instansie ondersteun, of jy kan dit aan die DA Viljoen Versorgerfonds maak. Dis 'n fonds wat ons gestig het om versorgers op te lei. Want advokaat Jaco en Dominee Frikkie sal vir u sê, dit raak baie duur om bejaardes te versorg. Veral in 'n omgewing wat nie altyd vriendelik is nie. Maar dit moet ons nie moedeloos maak nie. Dit moet ons juis aanspoor om te sê ons kan iets moois skep, ons kan iets goeds doen as ons dit saam doen. Soos ons kan saam sing, kan ons ook saam dien. Die projekkies hier gaan gewoon vir u sê wat ons doen, wanneer ons sit en staan, wie sing, wanneer, waar. Ons is dankbaar dat Braam en Pieter vir ons die kwintet gereël het. Aan die einde sal u die name sien van almal wat deelgeneem het. Aan die horing, die tuba, die trompette, die sopraan, baie dankie vir die tyd wat u spandeer vandag. En ek vertrou dit gaan vir u 'n oomblik wees waarin 'n mens se gees vlerke kry, waarin jou siel diepgang kry. Ek wil vra dat ons begin met die toetrede lied. Ons sing gesang 188, die eerste, die tweede en die derde strofe, en dan gaan die program sy verloop neem. Daarna gaan ons luister na skriflesing en Dawie Pretorius en Adel Bruitenbach gaan ons verder aan die hand vat en sê, kom, maak kennis met jou erfenis en maak dit jou eie, maak dit jou lied en leef daarmee. Kom ons begin deur hierdie oomblikke aan God die dank te bring. Jubel in die Here, regverdiges. Sing 'n loflied op regtes. Sing vir hom 'n nuwe lied,
Speel met volle oorgawe, jubel dit uit. Wat die Here sê gebeur. Alles wat hy doen, staan vas. Genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. U kan maar sit. Laat niemand julle verlei met nikszeggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid. Dit is nie deel van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak. Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word openbaar. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moenie deur wyn bedwelm raak nie, en daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul deur die Gees. Terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalm sing. En God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Broers en susters, voor ek begin met die reformatoriese tydperk en die vroeë protestantse tradisies wat daarmee saamgaan, net die volgende. Ek sien is heel wat jong mense. Nou wil ek u net terug hê, u moet net 'n beeld terug gaan en dink, hoe was dit in daardie tyd? Dis nou so 125 jaar voor Jan van Riebeeck in Suid-Afrika aangekom het, wat Luther sy die breek gemaak het. En nog verder terug, hoe was dit toe? En as ek na die sang toe bring, dan dink ons, wat was die fasiliteite en die geleenthede wat die mense van toe gehad het om te skep, liedere te skep, melodieë en. So laat dit my nou dink, hier is dalk van ons jong mense wat dink, nou maar hoekom het hulle nie net Psalm 119 in die rekenaar ingevoer en gesê kunsmatige intelligensie, skep vir ons 'n melodie. En dan het hulle dit gehad, maar hulle het dit nie gehad nie. So as jy die prentjie net bietjie terugvat en in die gedagtes weer gaan sit, wat was die omstandighede daardie tyd? Dan plaas dit 'n hele ander dimensie op die suksesse en die baanbrekerswerke wat daai tyd gedoen is rondom kerklike sang. Want van die begin af was musiek en sang 'n belangrike element van die eerste Joodse godsdiens en dit is later oorgedra na die Christelike godsdiens. Sang het 'n baie belangrike rol in die vroeë kerk gespeel en tot in die middeleeue gespeel. Maar dit was egter die reformatoriese of die reformatie wat sang en musiek tot 'n sentrale deel van die verkondiging gemaak het, deurdat die hele gemeente aan die sang kon deelneem en daarna om die liedere in mense se moedertaal beskikbaar te kon stel. Die reformatie het daarvoor gesorg dat die Christendom tot 'n singende godsdiens omvorm is. En hierdie singende kerk het psalme, gesangboeke nodig gehad vir gebruik tydens die erediens. Nou voor ek gaan na die geskiedenis, u het nou daardie pamflet gesien, biljet.
Jy moet hom tog maar gaan deurlees. Dit is baie meer omvattend as ons dit nou doen terwille van hierdie geleentheid. En dit is so 'n rykdom van gebeure wat u kan inneem en kan verstaan. Maar die eerste stap van die ontstaansgeskiedenis van die protestantse gesangeboek vind plaas net enkele jare na die breuk tussen Luther en die Rooms-Katolieke Kerk in 1517. In 'n brief wat Martin Luther teen die einde van 1523 aan die sekretaris van Keurvorst Frederik die Wyse van Sakse gestuur het, vra Luther dat die sekretaris by die Keurvorst voorspraak moet maak om 'n projek te ondersteun wat sou uitloop op die publisering van 'n gesangeboek. En reeds in 1524 verskyn die eerste liedere in druk. In Erfurt verskyn daar gedurende 1524 twee uitgawes van 'n handboekie van geestelike gesange en in dieselfde jaar is daar ook in Wittenberg 'n gesangeboek gedruk met 32 liedere, waarvan 24 van die 32 uit Luther se pen gekom het. Die boek was in die eerste plek 'n koorgesangboek. Met ander woorde, dit is meer vir 'n koor geskryf gewees, waardeur Johann Walter en Luther die Duitse bevolking deur kerkkore wou laat leer sing. Deur gebruik van kerkkore dit in die gemeente in te bring, dat hulle saam begin sing later. Eers in 1526 is daar 'n gesangeboek vir die gemeente in Wittenberg gedruk met 42 nuwe gesange, plus Bybelse liedere soos die Magnificat en die Benedictus, asook liedere waarin die Onse Vader uitgelê is. Teen 1526 was die kerk uiteindelik gereed om gesangeboeke te publiseer. En daarmee die protestantse gesangeboek kultuur, die kultuur wat ons nou nog het, begin. Ons het begin met die lied Nun danket alle God, teks deur Martin Ricard in 1636, een van die heel bekendste reformatoriese tekste. Kom dank nou almal God. Dit is in 1978 vir die tweede Afrikaanse gesangeboek geskryf deur Isak de Villiers. Amen.
Broers en susters, nie net vir Luther nie, maar ook vir Johannes Calvin was gemeentesang in die erediens belangrik. Calvin het in 1539 aan 'n Franse gesangeboek in Straatsburg begin werk en 3 gesange geskryf. Toe hy in 1541 in Genewe aankom, versamel hy van die voortreffelikste musici en digters om die psalms om te dig. Clement Marot en Franse hofdigter Louis Burgau, onderskeidelik digter en musikant, ploeg hulle talente in. Die Geneefse melodie hiervan is toe die vrug. Kom ons luister en lees en sing die Toosius beruiming van Psalm 42 strofe 1 en 5. En daarna luister ons na Psalm 8, die tweede melodie van T.T. Kloete en sing daarop Psalm 8, die Linda Spies se tweede melodie, strofe 1 en 4, die melodie deur S.J. de Villiers. Volg net die aanwysings op die projektorskerm. Ons luister nou na Psalm 8, die tweede melodie van T.T. Kloete en sing daarna Psalm 8, Linda Spies se tweede melodie. Daar is geen land
Ons sing op Psalm 8, Jonas Spies, die tweede melodie vir strofes 1 en 4. Die melodie is deur S.J. de Villiers. Ons sluit dan hierdie deel van die verrigtinge af van die era van die Reformatie met die sing van die Onse Vader gesang 267 wat voorheen gesang 293 was waar Martin Luther verantwoordelik was vir die melodie. In 1652 het Jan van Riebeeck met die Hollandse Bybel aan wal gestap. In 1933 word die Bybel in Afrikaans vertaal, maar dit sou nog 11 jaar neem voordat die Nederlandse Gezangenboek deur Afrikaanse kerkliedere verplaas sou word.
Vanaf 1937 is die Ptoortjies-psalms in die gereformeerde kerk gesing. En op 29 Oktober 1944 word die psalm- en gesangeboek in die ander Afrikaanse kerke in gebruik geneem. Dit is die uiteinde van 'n proses wat reeds in 1917 deur die NG Kerk begin is en waarby die Hervormde Kerk in 1928 aangesluit het. Uiteindelik word die drukwerk in November van 1943 begin, maar weens die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n papierskaarste en die eerste oplaag word beperk tot slegs 100.000 boeke. 'n Gesangeboekie het 5 shillings en 6 pennies gekos, soveel soos 'n kleinerige skaap. Die 1944 psalm en gesangeboek sou in gebruik bly tot 1978. En aanvullende liedboeke soos die Sing onder mekaar en die jeugsangbundel sou saam met die hersiene psalm en gesangeboek gebruik word tot en met 2001, toe die nuwe liedboek in gebruik geneem is. Die liedere in die nuwe liedboek gryp terug na ander tekste, psalms, vroeëre kerkliedere en tradisies. En ons gaan nou luister na Gesang 163, 'n verwerking van Psalm 42. En daarna sing ons saam Vonk 120, strofes 3 en 4, en Gesang 446, 'n verwerking van Psalm 8. Die teks van Gesang 200 dateer uit 1757 en die melodie uit 1790. Alleen is my hart verlang en ek
in die reformatoriese erediens vorm die geloofsbelijdenis, die credo, 'n integrale deel. Dit is die geloofsbelijdenis wat die gelowiges, die kerk oor alle eeue aan mekaar verbind. Ons sing nou die geloofsbelijdenis in Gesang 260. Die Afrikaanse teks is deur Attie van der Kolf omgedig uit die 1806 beruiming en die melodie is 'n Duitse melodie uit 1688. Daarna sing ons Gesang 266, die Onse Vader.
In 2001 word die nuwe liedboek van die kerk in gebruik geneem, met 150 nuut omgedigte psalms en 452 gesange, 'n totaal van 602 liedere. In 2004 gee die NG Kerk die vlamliedere, wat op die jeug gerig is, uit. En begin in 2007 met die samestelling van die vonkliedere, die voortgesette ontwikkeling van nuwe klassieke kerkmusiek. Die Hervormde Kerk skaar haar in 2012 by hierdie projek. Die vonkversameling bestaan tans uit 527 liedere, wat bly groei en verander, en waarvan meer as die helfte oorspronklike nuutskeppings in Afrikaans is. Verskeie digters, komponiste en musisië uit sowel die NG Kerk as die Hervormde Kerk neem deel aan hierdie proses. Ons begin met 'n lied deur Cecilia van Tonder, geskryf na aanleiding van Psalm 42. Sy het meer as 80 nuwe melodieë geskep. Daarna sing ons Vonk 205 met teks deur Dominee Hannes van der Merwe en melodie deur Anton Esterhuizen, musiekdirekteur van NG Gemeente Bloemfontein. Vonk 446, wat daarop volg, is 'n smeekgebed met teks deur Hannes van der Merwe en melodie deur Cecilia van Tonder. Soms kom daar tye van vertwyfeling en vraag.
Ons vierde laaste lied, Vonk 4, is 'n omdigting van Psalm 96 deur Dominee Jacques Lou op 'n melodie uit 1892. En dan sing ons ook 'n meer eie tydse weergawe van die Onse Vader deur Dominee Johannes van der Merwe en Cecilia van Tonder.